Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Wat doen jy as iemand vir jou 'n belofte maak en dit breek? Dis seer, nê? Maar God is nie soos mense nie. Hy breek nooit sy beloftes nie. Al neem dit lank, God vergeet nooit wat hy gesê het nie, selfs as mense hom vergeet. Onthou hy hulle. Vandag leer ons dat selfs toe dinge baie sleg gegaan het vir die volk van God, het hy nog steeds vir hulle hoop gegee. Die Bybelgedeelte waarna ons kyk is 2 Kronieke 36 vers 15 tot 23. En ons kernverse is 2 Kronieke 36 vers 15 tot 16. Die Here, die God van hulle vaders, het gedurig sy boodskappers na hulle gestuur, maar hulle het sy boodskappers gespot, totdat die toorn van die Here teen sy volk opgelaai het. En dan 2 Kronieke 36 vers 22. Die Here het die gees van Kores, koning van Persië, opgewek. Maats, die mense van Juda het al meer en meer van God vergeet. Konings het gekom wat sleg was en nie na God geluister nie. Hulle het die tempel verwaarloos, die profete gespot en die wet veronagsaam. So wat het gebeur? Die vyande het gekom. Jerusalem is verwoes, die tempel is afgebrand en die mense is weggevoer na 'n vreemde land, Babel. Dis tragies, maar dis nie die einde van die storie nie. 70 jaar later wek God 'n nuwe koning op. 'n Koning wat hom nie eens geken het nie. Koning Kores van Persië sê, die Here, die God van die hemel, het my beveel om vir hom 'n tempel te bou in Jerusalem. En hy stuur die mense terug huis toe. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat soms kry mense swaar as hulle aanhou om God te ignoreer, maar God gee altyd baie kans vir ons om terug te draai. Selfs al lyk dit of dinge nooit sal regkom nie, God werk op sy eie tyd. Ons kan ook leer dat God sy beloftes hou, selfs oor dekades en geslagte. Daar is altyd hoop by God, selfs na groot foute. En laastens, wanneer God iets sê, kan ons dit glo met ons hele hart. Maats, kom ons speel 'n speletjie. Waar of vals? God vergeet van sy mense. Vals. Die tempel is verwoes omdat mense God geïgnoreer het. Waar? God het nooit die mense teruggestuur nie. Vals. Kores was 'n koning van Israel. Vals, hy was 'n Persiese koning. En laastens, God gebruik soms mense wat hom nie eers ken nie. Waar? Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U altyd die beloftes hou. Help my om U te vertrou, selfs as ek nie alles verstaan nie. Ek wil nooit vergeet wat U vir my sê nie. Dankie dat U my nooit vergeet nie. Amen. Daar is hy maat. Tot volgende keer. Totsiens!